Iets om te drink, dat jy het ons al vir Pearl en Ellie sê baie dankie vir daai lekker nye. Baie lekker. Dit is nou echt Kaaps. So ons geniet het altyd. Ons sê wel ook baie dankie vir die moeite met dit. Voordat julle ons raak so 'n bietjie uitgedin, maar dit is nou maar as gevolg van omstandighede. Dorinda het verskoning gemaak 200 jaar môre. En so hulle was weg vir die naweek, het al donderdag wat weet. Hulle gaan nie wees nie. En dan Juna het ook verskoning gemaak. En dan ek het vir Peer gesien in die week, het by hom uitgekom. Hy het 'n praktiese probleem wat maak of groeit het en hy kom nie, maar hy sal weer nog aan hy inskakel. Ek dink ook net tyd om goedjies vir hulle self uit te sorteer. Ek dink ek speel nog nie deur die ander weet ek nie reg van. Maar in elk geval Jonathan sê hy sal weer kom uit is met werk vandag. Maar is dit oké? Ja. Is sy ruimte op dit saam. Sy is baie bedryf in die skool. Ja, so ek dink die begin goed. So die ouens sal maar weer in, hulle sal maar weer terugkom soos dit gaan, dat die ouens maar ons sit nooit druk op ouens rondom dit nie. Elke ou het met sy eie goed as ek baie bly as jy weer vanaand saam met ons. Dis dan Wimpie ook net dan onthou daaraan. So maar baie welkom. Dis Wimp wat daar sit julle en almal hier hoor. So julle moet maar groet na die tyd. Baie welkom. Dankie vir hulle wat vir ons eis en wekertjies saamgebring het. Ons het so 'n bietjie uitgehardloop en dankie vir al die lekker donuts. So jy moet onthou dat donuts jaag mense suiker op, so baie lekker die hoor jy moet te veel daarvan eet. Nou ja, praat julle vanaand, ons het vanaand dis eintlik jammer dat almal nie vanaand weet nie kan wees nie. Vanaand is een van daai lesings wat dis eintlik 'n lewensveranderende ding as jy dit snap en as jy verstaan hoe dit werk. Dis 'n tegniese ding en ons gaan openlik by dit vanaand oorgaan. So julle moet vanaand wakker wees dat jy die konsep snap. Want ek dink as 'n mens dit verstaan, hierdie konsep het wel baie in my lewe deurgedra en ook vir my rigting gegee om baie aspekte wat ek nie geweet het wat ek kan doen in my lewe om te beweeg nie. So ons gaan dit vanaand vat. So ek gaan net op die opskriffies begin en dan gaan ek oor na daar by bladsy 12 toe waar ons laas opgehou het. Dat julle nou net kan optel en ek wil nie baie tyd spandeer op dit nie, want ek dink ons spandeer te veel tyd as ek terug gaan op goed en dan kom maar nuwe goed by en al die goed gebeur op jou einde vat ons eintlik te lank om deur hierdie goeders te gaan. Maar nou ja, ek dink baie keer werk die Here ook maar sê wil. So kom ons bid net saam en vra die Here om so vir ons genade te gee. Here baie dankie vir u goedheid en u guns en dankie Here dat u ons Vader en ons koning en ons Here is. Here, ons wil vra dat u ons vanaand sal begelei rondom hierdie belangrike konsep, Here, waar ons ook by heiligmaking begin en dan ook moet verstaan, Here, hoe pas ons heiligmaking in ons lewens toe? En Here, dit gaan verder net as heiligmaking, dit gaan eintlik oor geestelike oorlogvoering. Want Here, heiligmaking is 'n deel van ons geestelike oorlogvoering waarin ons teen die vlees moet opstaan. En ek wil bid, Here, dat u ons sal leer hoe om oorwinning te vat oor swakhede in ons lewe, hoe om oorwinning te vat, Here, oor omstandighede wat ons lewe wil beheer, hoe dat ons oorwinning moet vat, Here, oor enige saak waarin ons nie weet wat die uitkoms kan wees of hoe dit moet wees nie, waar ons die Here vertrou om vir ons 'n deurbraak te gee. Sal u net stil staan by ons, Here, en sal u net so beweeg deur die krag van die Heilige Gees en vanaand nie doen wat u wil doen. Ek vra dit alles in die groot en verhewe naam van Jesus ons Here en ek dank u daarvoor, Vader. Amen. Voordat julle ons het verlede week daarby punt B begin op bladsy 8, wat handel oor die krag van die aktiveer die koninkrykskrag van God. En ons het hierdie lesing uiteindelik begin by heiligmaking. Ek het die boekies se voorblad nou verander, ek het die boekies nou gedeel, so ons gaan vanaand hierdie boekie afstaan, so ek volgende week vir julle die boekie gee met die regte voorblaadjie op. Die goed is nog nie geredigeer nie. Dion is nog nie heeltemal by nie, so hy het 'n groot rugoperasie gehad en hy kan net staan en hy sê vir hom baie moeilik om te staan en hierdie goeders te doen.
So hy kan baie kort tye sit en dit verg tyd om hierdie goeders te werk. So ons vra om verskoning vir dit, maar buitekant staan daar groot ongeredigeer, soos daar iets is wat nou nie lekker gespel is nie, maar nou nie te groot aanstoot neem nie. Ons gaan dit regmaak. En ons sal dit vir julle deurgee. Maar aktiveer die koninkrykskrag. So ons wil vanaand, ek wil net vir julle vanaand weer sê waaroor gaan. En die eerste ding wat jy moet verstaan is, as ek die koninkrykskrag wil aktiveer en ek wil vir julle, as jy God se krag in jou lewe moet aktiveer, is daar een skrif wat jy eintlik moet ken. En dis Romeine 8. En wie van julle kan onthou wat sê daai skrif in Romeine 8? Gaan nou nie vir julle die vers gee nie. Die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Ok, in daai skrif, hoeveel wette is daar? 2. Noem die een. Die wet van die lewe in Christus, wat is die ander wet? So kan julle sien, daar's 2 wette daar. Jy kan maak, en 'n wet is 'n ding wat jy moet handhaaf. So met ander woorde, daar's 'n wet wat sê, daar's 'n wet van die sonde en die dood, en daar's 'n wet van die lewe in Christus. Nou julle, as julle gaan kyk na die regstelsel, soos dit eintlik veronderstel is om te werk, jy kry 'n gewone landdroshof, en dan kry jy jou Hooggeregshof, en dan kry jy jou appelhof. So wat een van daai howe het die hoogste gesag? Jou appelhof. So kan jy sien, ten spyte van die feit dat al 3 binne die wette funksioneer, het jou appelhof 'n hoër gesag as 'n ander hof, want die appelhof kan 'n uitspraak, kan hy kanselleer en 'n ander uitspraak gee, né? So, nou kry ons hier 'n woord wat sê, die wet van die lewe in Christus het my vrygemaak, het my vrygemaak, het my vrygemaak. Wat is die tydsgeleef? Dit is klaar gedoen. Van die wet van die sonde en die dood. Nou ons is op heiligmaking. Nou kan jy mos nou vir jouself daai skrif nou net vat en sê, okay, as die wet van die lewe my vrygemaak het van die wet van sonde, hoe moet my lewe lyk? Dit behoort te wees, jy gaan sukkel om sonder sonde te bly leef, maar jy gaan in oorwinning kan lewe, verstaan jy? So, want ons natuur trek ons af. Jou natuur en die swakheid van jou vlees wil jou die heeltyd onderdruk en die duiwel misbruik dit. Okay. So, die wet van die Gees van die lewe in Christus, so Christus se oorwinning oor die dood, Christus se oorwinning oor sonde, dis die wet van die lewe. Hy het gekom en ons vrygemaak van die sonde, van ongeregtigheid, van die verwydering tussen ons en God. En nou gee hy vir ons die geleentheid om in daai oorwinnende krag te lewe. En julle, ek moet eintlik vir julle 'n getuienis deurstuur van 'n moslim imam se dogter wat tot bekering gekom het nadat sy 8 minute dood was. Julle, daai ding het vir my, sy maak 'n stelling daar wat ek baie in my lewe gesê het, en ek het dit al hier ook gesê, wat ek ondervind het daai tyd toe die Here met my deur 'n visioen gepraat het in Mosambiek. Waar hy my 'n visioen droomgesig gegee het oor Suid-Afrika. En ek het altyd vir julle gesê, daai aand het ek iets van God ervaar. Daar was 'n oortuiging van sonde, maar daar was geen veroordeling. So daar's 'n conviction, of wat so oortuiging, daar's 'n conviction, daar's 'n conviction van sonde, maar daar's geen condemnation. Daai aand het ek dit in my lewe ervaar. Die oomblik as jy voor God sit, sy teenwoordigheid was so naby, dat jou vlees, jou menswees, ervaar hierdie absolute swakheid, hierdie belemmering wat daar is, wat jou blokkeer in die heiligheid van sy teenwoordigheid. En jy kan dit nie met woorde beskryf nie. En hierdie vrou wat dood was na 'n ongeluk, sy maak identies hierdie stelling, toe sy die teenwoordigheid van Christus inkom. En wat my ek het 'n beginsel daar geleer uit haar getuienis uit, want daar's 'n vraag in 'n mens se hart, weet wat van 'n kind wat groot word in 'n stelsel, en iewerster moet God met daai mense werk op sy manier, verstaan jy? Maar sy staan voor die Here uiteindelik in hierdie tyd wat sy dood is, na 8 minute was in haar hele lewe by haar afspeel. Kom sy by Christus uit. En sy staan voor die Here, en dan kom sy en sê sy van wat die Here vir haar sê, maar ek is 'n moslim, ek het U nie aanbid nie. Dan sê die Here vir haar,
elke keer wanneer jy tot Allah geroep het, dit was jou kognitiewe kop waarin jy opgelei was, maar jou geesmens het uitgeroep in hierdie alleenheid tot hierdie ware God, en omdat jou sisteem jou geblok het ek daai gebed gehoor. Julle daai ding het my gesê, ek sal vir julle stuur, ek hoop ek kry hom weer. Dit was 'n fenominale getuienis in hoe sy die Here Jesus vind, en dan die gemors waarin daai hele geloofsbelydenis, daai hele geloof, daai ideologie is, waarin hulle vasgevang is, en hoe die Here Jesus hierdie goed was, stap vir stap, uitlig in daai paar minute, en vir haar wys, okay, jy het dit gedoen, dit is die oppressie, dis dit, en ek is vry, ek het gekom julle vry te maak, en hoe hy al die goed vir haar doen, en haar dan terugstuur met 'n keuse. So, dit was vir my fenomenale, ek wou dit eintlik vir julle aanstuur, maar ons het nou bang, dis 'n langerige ding, jy weet, gewoonlik is ouers nou sien, ding is nou so lang aan kat jou maar. So, maar in elk geval, ek sal dit vir julle lees, ek wil net kyk of ek hom weer kan kry, want dit was fenomenaal. Maar die beginsel daar is, aktiveer die wet van die lewe. Ek en jy moet, niemand anders nie. Ek kan nie verantwoordelikheid vat vir jou sonde nie, jy kan nie verantwoordelikheid vat vir my sonde nie, ek kan nie oorwinning vat vir jou oorwinning nie, jy kan nie oorwinning vat vir my oorwinning nie. Elke mens is in sy eie skoene. Jy veg jou oorlog. Jy fight hierdie fight, en die fight begin tussen die ore. Dis hier. So met ander woorde, waar moet ek beheer vat? En die hele voorlesing het gegaan oor vernuwe jou gedagtes. Want die enigste manier hoe ek in die oorwinning oor sonde kan vat, maar nie net sonde nie, want ons kyk, en ons gelowige mense, kyk altyd na die sonde van mense, maar ons sit met 'n klomp krap in ons eie lewe, maar ons wil dit nie erken nie. Selfsugtigheid en eie wil, en noem 'n klomp dinge wat jy duidelik sommer net baie keer met mense praat, dan sien jy so, nou praat ek van kinders van die Here wat God ken, dan sien jy sommer net, hierdie ding is nog nie submit in die Here nie. Gesindhede, attitudes julle, daar's niks belangriker as 'n gesindheid nie. 'n Gesindheid sal jou maak of jou breek, dit is hoekom gaan lees Maxwell se boeke. Kom in 'n winning attitude, kom in 'n wengesindheid, en ons kry dit nie reg nie, hoekom nie, want die vlees wil my aftrek die hele tyd. Maar is 'n gedagte vernuwing wat moet plaasvind. Wanneer ons in omstandighede gekonfronteer word, is my gesindheid die deurslaggewende faktor. Ek koop Saterdag by Buldik iets, en daar's 'n jong dogter wat my ontvang by die deur, en sy is vreeslik vriendelik, en sy vra my wat het ek nodig, en ek is haastig, en ek sê vir haar, hoor hierso, dit is wat ek wil hê, gaan jy my gou kan help, en sy loop dadelik vir my, en ek het sommer eers jaar toe gery en daar gestop, want ek moet die goed buitekant oplaai, want ek ken hoe die sisteem, en uiteindelik kom ek nou terug, en ek betaal die goedjies, en ek vra toe nou ander goedjies wat ek nodig het, maar die ouetjie agter die kassier kan ek weet, ek kan sien, hierdie perd is nie, dis 'n jong seun, hy het nie regtig 'n klou wat daar aangaan nie, en hy ken ook nie die boubedryf nie, so hy weet nie regtig, weet ek sê vir hom, ek soek 'n softboard, en dan gee hy my 'n fascia board, jy weet, sulke tipe crap, en nou staan ek daar, en hulle lei my goed op, en ek kyk nie wat hy lei nie, en ek betaal die goed, en ek kom agter by die yard, en die ou sê vir my, hoor hierso, maar ek sien hulle, okay, hulle gaan 'n klomp lintels daar laai, maar dis almal dubbelmuur lintels, en ek soek nie dubbelmuur lintels nie, ek soek gewone 100 mm lintels, enkel muur of 90 mm wat dit ook al is. En ek sê vir hom, hoor nie, iets verkeerd, hy sê nie verkeerd, jy gaan overcharge. Nou gaan ek, julle en ek is haastig, hier staan 16 mense of 15 mense vir my in wag. Nou moet ek teruggaan. Nou kom ek daar, nou is dit een hengse storie, die laaitjie weet nie om die goed te reverse nie. Nou gaan hy na die bestuurder toe wat daar sit. Nou kom die bestuurder en hy sê daar op die rekening, en sê, hoor die meneer, jy my vergewe, ek het eers verlede week in Woensdag begin werk, ek ken nog nie die systeme nie. So nie hy of die kassier weet wat daar aangaan nie. Nou staan ek daar nou, en nou dink ek by myself, hoor hierso, ek kan nou maar my toys uit die kot uitgooi, want kyk, ek raak nou omgekrap oor die storie. En nou vra ek en sê hulle het dit nie, ander skryf van agteraf, want hulle het dit is net agter, jy moet gaan kyk, weet so, dis duidelik, hulle weet nie waar aangaan. Maar die ouer en die dogter, weet jy, kom ons gee die jongman 'n kans. Ek gaan nie nou hier, weet, 'n pastoor se triks uithaal nie, ek gaan vriendelik wees met hom. Okay? En ek gaan nice wees met die ou, en ek gaan hom net help, en
En ek bly net kalm en hulle help my en die beste van alles is toe lei hulle nog die goed weer 'n keer verkeerd op. Toe moes hulle weer rewers. Ek spandeer seker 45 minute in daai winkel, dit moes my nie langer as 10 minute gevat het. Maar ek staan daar en ek besluit, ek gaan nie laat die duiwel my hier in my attitude oorwin nie. En toe ek uiteindelik toe die bestuurder nou daar kom en hy reverse het, toe sê hy vir die seun, hy sê jy moet mooi kyk. Hy sê die ander mense wat hier inkom, gaan nie so vriendelik wees soos hierdie oom nie. Hy sê die ander ouens wat hier inkom, gaan jou gas gee. So jy moet seker maak dat jy doen is reg. Weet so wat het hy gesien? En toe ek uitloop, toe sê hy vir my, baie dankie. En julle, dit is ons gesindheid. Ek het dieselfde storie Vrydag gehad. Ek vat my vrou se kar in, die ding se wiel word pap hier na die Indiër toe. Hulle maak 8 uur oop, ek kom 5 voor 8 daaraan. Ek staan tot 20 oor 8 daar toe sê nog nie daar nie en ek ry. Nou is ek klaar laat met alles. Die môre gaan ek terug en ek stap in die winkel en ek sê meneer, hoe laat maak jy oop? Nee, 8 uur, maar ek praat nou mooi met hom. Ek sê ek was vanmôre 8 uur, ek was voor 8 uur en ek sê ek het hier tot 20 oor 8 en hier sit een hier agter my en hy vervies hom vir my omdat ek vir hom sê julle is laat. Maar ek hou net my Christelike gesindheid en ek sê vir hom, verstaan mooi, jou bord sê 8 uur, hoe laat moet jy oop wees? Maar ek het in die verkeer pas en ek sê, ry vroeër. Ry vroeër. Ek sê, want hierdie is die tweede keer wat ek by hierdie winkel kom en dis dieselfde ding gebeur elke keer. Maar julle waard nie oor die julle kliënte wat julle salarisse betaal. Dis tyd nie. En ek hulle help my toe uit en ek was net 10 minute buite. 5 minute. Ek kom uit. Skud my aan. Ek sê, hoorie, ek vra jou groot om verskoning. Jy's reg. Ek sê, hoorie, ek het jou daar binne vir jou gesê wat ek vir jou sê. Ek het dit lank al klaar vergeet. Maak nie die ding reg gekry klaar. OK. Maar 'n gesindheid julle kan jy wen of verloor. En jou attitude is wat mense sien. Maar waar beheer dit? Hier in jou denke. En ons kry dit nie altyd reg nie. So kry dit uitgesorteer. So aktiveer God se koninkryk. Nommer 1, verstaan wie jy is. Jy is nie meer 'n sondaar nie. Jy is nuut gemaak deur die bloed van die lam. Die tweede een is, Satan het nie meer gesag oor jou. As jy verstaan wie jy is, sal jy verstaan dat die duiwel het nie meer gesag oor jou lewe nie. Hy behoort nie meer gesag oor jou lewe te hê nie. Onthou, enige gesag wat die duiwel in jou lewe het, is die gesag wat jy hom gee. Dis die gesag wat ek hom gee. Deur my gesindheid, deur my woorde, deur my optrede. Dis die gesag wat ek hom gee. So jou attitude weer eens en jou woorde bepaal die destiny. So kom uit dit uit en verstaan dit vanmôre. Jy is nie onder die mag van die duiwel nie, want hy het jou dan vrygemaak en oorgeplaas na die koninkryk van